Jy kan jou Bybel oopmaak by Handelinge waar? 13. Ons het nou al 'n lekker eind gevorder en ons is nou al by Handelinge 13. Ons het nog so 15 hoofstukke oor om deur te werk. Karine het dit laasweek so mooi gesê, maar hoekom lees ons nou 'n hele boek die hele jaar lank? Omdat ons 'n hele Bybel nodig het om van my en van jou 'n heel Christen te maak. As ons net so 'n bietjie hier en daar vat en eet en so, dan kom ons nooit altyd by al die gedeeltes uit nie. En soos sy laasweek gesê het, dit forceer vir my en vir haar ook om by teksgedeeltes uit te kom wat ons gewoonlik baie keer oorslaan. So ons lees lekker saam met jou en dis sommer vir my ook lekker om net hierdie boek mee besig te wees, saam te reis, saam te leer, saam met julle sommer net die Here se stem te hoor. Ek het nou vir julle daai 3 simbooltjies op die bord gesit, so ek wil vanmôre sommer vir jou vra om net so eenvoudig daai struktuur te gebruik as jy nou luister hoe ek die teks vir jou lees. As jy die teks hoor en jy lees vanmôre daai 12 verse, wat is dit wat jy nie verstaan nie, of wat pla jou, of wat irriteer jou van hierdie teksgedeelte? En as jy jou Bybel hierso het, dan kan jy sommer daar langs die kant kan jy 'n vraagtekentjie maak. Jy kan 'n uitroeptekentjie maak as jy hoor maar iets tref my. Ek sien iets raak. Iets staan vir my uit. Wow, hierso ontdek ek iets. Ek lees iets raak wat ek nog nooit raak gelees het nie. En dan die pyltjie, die afwaartse pyltjie sê sommer, miskien hoor jy iets, hoor jy die stem van die Here, die gees van die Here. So terwyl jy lees, waar hy vir jou sê, maar dit kan jy gaan doen. Hier's 'n praktiese toepassing, hier's iets wat jy kan gaan doen na die diens in jou persoonlike lewe. Sommige eenvoudige ding wat jy in jou alledaagse stilte tyd ook kan gebruik. Vraagteken, wat verstaan ek nie, wat pla my, wat tref my en wat kan ek gaan doen? Hier sê Handelinge 13 en ons kan daar begin lees by vers 1. Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochië was Barnabas, Simeon, wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaan, wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. Toe hulle op 'n keer bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus van my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Cilicia toe gegaan en daarvandaan na Siprus toe oorgevaar. En in Salamis aangekom, en daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Pafos, waar hulle 'n Joodse towenaar met die naam Bar Jesus teëgekom het, wat voorgegee het dat hy 'n profeet is. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die goewerneur Sergius Paulus het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. Die towenaar Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle egter teëgestaan, omdat hy wou verhoed dat hierdie goewerneur in Jesus glo. Maar Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk, en hy het vir hom gesê, duiwelskind, deurtrapte skelm en bedrieër, vyand van alles wat reg is, sal jy nou ophou om in die pad van die Here te staan? Die Here gaan jou straf, jy sal blind word en die son 'n tyd lank nie sien nie. Onmiddellik het alles voor hom vaag en donker geword, en hy het rondgetas na iemand om hom aan die hand te lei. Die goewerneur was diep onder die indruk van die leer van die Here, en toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowig geword. So ons reis in Handelinge, en ons is vanmôre hier
op 'n plek waar die evangelie eintlik letterlik deur 'n muur breek. Dit is so interessant, ons was die naweek bietjie by ons kinders gewees en Elmy het iewester aan 'n ding deelgeneem en op 'n kol het die haarkapper nou haar hare kom doen. En terwyl hy so besig was met haar hare, smeer hy sulke allerlei goed daaraan en hy sê toe vir haar, hierdie goed is so taai, né? Hier gaan nie 'n haar uit die plek uit wees nie. Jy gaan met hierdie kop van jou sal jy deur 'n muur kan hardloop. Nou ek het so 'n prentjie omtrent gesien met daai kop van haar wat so kliphard is deur die muur. Nou hier in Handelinge 13 is dit asof hierdie evangelie letterlik hierdie goeie nuus van Jesus deur 'n muur bars en daar heeltemal 'n nuwe dimensie aanbreek. En jy's vanmôre hier op die regte tyd op die regte plek. Ons gaan by hierdie teks stil staan en hierdie 12 verse glo ek gaan die Here vanmôre oopbreek sodat ek en jy vars kan hoor en dat dit nie net informasie sal wees nie, maar dat jy getransformeer sal word in jou binnekant. Dat jou denke vernuwe sal word en dat jy anderster sal dink oor dit waarmee ek en jy al so lank mee besig is. Ek dink sommer vandag aan toe ek baie klein was, toe ek in die skool was. Ek wil hê jy moet 'n bietjie saam met my gaan daar na graad 1 toe. Kan jy onthou waar was dit? Party van julle kan nie eens meer onthou nie. Daai skool bestaan nie eens meer nie. Party van julle was in Kloor in die laerskool en as julle nou daar verbyry dan is daar niks nie, né? Of jou skool is al afgebreek of miskien is hy nog daar. My skool is nog hier. Ek loop net hier om die draai dan is ek hier by my skool. Maar ek kan onthou as jy mos in graad 1 instap, as jy mos clueless. Jy weet niks. Né, daai tyd het die kinders nog gehuil as hulle skool toe gaan want jy was nie gewoond aan skool nie. Jy het van die huis af skool toe gegaan. Vandag huil die ouers want die kinders is gewoond aan skool. Hulle gaan al graad R en triple R en dubbel R en al daai R, maar jy is ma en pa sukkel nog om daai ouetjie af te gee. Maar nou is jy daar in die skool en daai groot plek is daar en jy sit in die klas en nou is week 1 verby en week 2 is verby en jy kan al amper bietjie asemhaal. Maar jy is verskriklik senuweeagtig dan en iewers te roep juffrou jou naam en sê Marius, kom gou hier na juffrou toe. Wil jy nie gou vir juffrou net na die juffrou hier langsaan toe gaan? En dan sê vir die juffrou jou langsaan net gou dit nie. Dan kry jy jou eerste boodskapie. Dis omtrent 10 meter wat jy moet loop, né? Maar jy so op jou senuwees as jy uit die klas uitgaan dan sê jy die hele tyd die boodskap in jou kop hoor. Juffrou soek die register, juffrou soek die register, juffrou soek die register. En as jy daar by die deur kom en jy klop en die juffrou sê ja, binne, dan vergeet jy wat jy moes gesê het, né? Ja, kan jy dit nog onthou? En dan mettertyd dan raak jy nou groter en jy het meer ervaring en die boodskapie raak langer en op 'n kol stuur juffrou jou sommer hoof toe ook nog. En as jy by die hoof 'n boodskap moet gaan aflewer, is dit nou weer 'n hele nuwe ding. 1 April 2026 gebeur hierdie groot ding. Dit was nie 'n April Fool joke nie. Ek het vir 'n paar dae gedink dat Amerika is besig om die wêreld te rad voor die oë te draai. En dat hierdie Artemis 2 iewester net 'n storie is wat hulle besig is om op sosiale media te versprei. Daar was jare terug 'n fliek gewees waar die media in Amerika 'n buiteegtelike verhouding van die president gefake het met 'n oorlog. Kan julle onthou? Die van julle wat daai storie gekyk het en so sit ek toe nou daar en ek kyk die 1 April 2026 lanseer hierdie Artemis daar van Amerika af die lug in met 'n sending met 'n missie. En daai lanseringsplatform is nie R2 nie, is nie R3 nie, is 'n paar biljoen dollars. Die hoeveelheid water wat daar uitgespuit is om die geraas en alles te demp, as jy dit gelees het, is astronomies. Die krag, die perdekrag van daai vuurpyl is onbeskryflik. 'n Sending. Amerika het 'n sending. Hulle wou daai maantuig of daai vuurpyl wou hulle stuur. En in daai vuurpyl is daar 1, 2, 3, 4 mense wat opgelei is en wat met 'n spesifieke sending afgestuur is en weggestuur is. En hulle sou van die aarde af wegbeweeg het en dan sou hulle 'n paar dae later om die maan gevlieg het in die agterkant van die maan waar niemand nog was nie. En as ek reg is 9 dae en 1 uur en 'n paar minute later het hulle in die see veilig geland. En hierdie 4 ouens het wêreldgeskiedenis gemaak. Amerika
stuur hierdie vuurpyl van die lanseringsplatform af die ruimte in om te gaan ontdek en te gaan kyk. En in daai ruimtetuig hierdie 4 ouens. Hierdie is 'n bietjie minder bekend. Die 23ste Junie 2018 beland 'n sokkerspan met 12 lede en hulle afrigter iewerster in 'n grot in Thailand en kom hulle in die moeilikheid. En terwyl hulle daar in die moeilikheid was, het die wêreld uitgereik na daardie klompie kinders en daai afrigter toe. Internasionale reddingsspanne het na daai ouens toe uitgereik. En is baie interessant as jy gaan lees daaroor, dan sê hulle die heel eerste ding wat hulle gedoen het toe hulle daai kinders bereik het, was nie om vir hulle kos en water te gee nie, maar dit was om vir hulle 'n boodskap van hoop te gee. En te sê, ons is nou by julle, en ons gaan sorg dat julle hier uitkom, hou vas daaraan. En van daarna af kos en water en allerlei sulke goeders. En die 10de Julie 2018 is hulle uit daardie grot uit bevry en het hulle vasgehou aan daardie hoopboodskap. Wanneer ons in Handelinge 13 kom, dan is die tema vanmôre van 'n veilige vesting, van 'n veilige hawe na 'n lanseerplatform. Die kerk verander van 'n veilige vesting na 'n lanseerplatform. En ek wil sommer vanmôre vir jou, voordat ons hier in die teks induik by vers 1, vir jou daaraan herinner, en ek belewe dit vanmôre aan my lyf. Toe ons vanmôre hier gekom het die rekenaar ewe skielik weer goed gedoen wat hy nooit gedoen het nie. Ons sukkel. Ek beleef vanmôre 'n atmosfeer van teenkanting. Iewester in die geesteswêreld is daar magte wat nie tevrede is met wat ons vanmôre hier doen nie. En ek wil vanmôre by die intrapslag dit met jou deel, dat wanneer ek en jy besig is met die Here se dinge, en wanneer ek en jy op 'n Sondagoggend kerk toe kom, is daar 'n werklikheid, 'n geesteswerklikheid, wat alles in hulle vermoë doen, om dit wat God met jou wil deel, by jou te kom steel en te kom beroof. Johannes 10 sê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, 'n betekenisvolle lewe, 'n geestelike betekenisvolle lewe. Die dief het gekom om te steel en te beroof en te kom slag en te kom wegvat. En daarom sal die dief vanmôre alles in jou vermoë doen om nou jou gedagtes te laat dwaal, om jou nou bekommerd te maak oor iets waaraan jy niks kan doen nie, wat iewers in die week voorlê of op jou agenda. Jy gaan ewe skielik so bekommerd raak oor jou finansies, oor hoe jy alles gaan betaal kry. Daai probleem wat jy vanmôre vir 'n oomblik vergeet het, is ewe skielik in jou gedagtes. En die rede daarvoor is dat wanneer ek en jy met God se dinge besig is, sidder en beef die bose geesteswêreld. Want elke siel wat vir die koninkryk van Jesus gewen word, is vir ewig verlore vir die bose werklikheid. En elke naam wat geskryf is in die boek van die lewe, kan nie weer daar uitgewis word nie, maar hy sal alles in sy vermoë doen, om die vreugde en die potensiaal en die krag wat in jou is, deur die Gees, te kom steel en te kom beroof, sodat ek en jy nie effektief is nie. As ons hierdie teksgedeelte vanmôre lees, dan sien ons dit baie duidelik. Ons sien dit baie duidelik. Karine het laasweek geëindig met Handelinge 12. En as jy 'n bietjie teruggaan, dan sal jy sien dat die rede waarom hierdie ouens na Jerusalem toe was om die geld te gaan aflewer, die middele te gaan aflewer vir die kerk in Jerusalem wat swaar gekry het. Julle sal onthou as julle teruggaan in Handelinge, dat die kerk van Jerusalem was die veilige hawe. Mense wat in Jesus Christus begin glo het, die volgelinge van die weg, hulle wat vir Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker, in ons taal die wedergeborenes, was in die kerk in Jerusalem. En daar het hulle saamgekom en het hulle mekaar beskerm en was hulle vir mekaar goed gewees. Tot die dag met die steniging van Stefanus. En na die steniging van Stefanus het daar 'n stuk vervolging plaasgevind wat hierdie kerk van Jerusalem geforseer het en gedwing het
om te beweeg uit die grense van daardie stad Jerusalem. En so het hulle noordwaarts opbeweeg, en as jy die teks gaan lees, dan sal jy sien, hulle is versprei in die omgewing van daardie tyd. En van hulle is ook noordwaarts wegbeweeg en het gekom in Antiochië, in Syrië. So end noord, ek sal nou vir julle die kaart wys, so end noord van Jerusalem af. En nou kom die ouens terug van Jerusalem af, en hulle kom na hierdie kerk en hierdie gemeente in Antiochië. En daar's 'n duidelike verskil tussen die kerk in Jerusalem en die kerk hier in Antiochië. As jy hier gaan kyk in Handelinge 13, dan vertel Lukas vir ons wat gebeur in daai gemeente. Wat is aan die gang in daai gemeente? En daarmee saam wil ek sommer hier met jou ore spits vanmôre, want hier lê 'n stuk geheimenis in opgesluit van wat het God nodig? Hoe lyk 'n gemeente wat God kan vertrou met sy goeie nuus? Luister mooi, hoe lyk 'n gemeente wat God kan vertrou met sy goeie nuus? Wat moet hier in Basileia gemeente gebeur alvorens God ons vertrou om sy goeie nuus met ons te deel? Daar's 'n stukkie geheimenis in hierdie gemeente in Antiochië. En in hierdie gemeente in Antiochië, as julle nou die skyfie daar kyk, dan moet julle 'n bietjie beweeg so na daai kant toe. Daar's 2 Antiochië's. Julle sal sien, daar's 'n Antiochië en dan deur is ook 'n Antiochië. En dis nie 'n tikfout op die kaart nie, dis 2 verskillende Antiochië. Die een waar ons nou is, hier in Handelinge 13 vers 1, is die ene hierso in Syrië. Dis die ene wat ons hier sien, daar. Daai ene, daar. En is 'n baie strategiese gemeente hierdie. En as ons vanmôre hierdie teks lees, dan sien ons in hierdie gemeente is daar 'n paar goed wat gebeur, en omdat hierdie goed gebeur, gebruik die Here hierdie gemeente om atware deur 'n muur te breek met hierdie goeie nuus van hom. In hierdie gemeente sien ons in vers 1, is daar profete, leraars in die gemeente Antiochië. En is belangrik, ek wil sommer vanmôre net vir jou mooi laat verstaan, die woordjie wat daar gemeente in Afrikaans mee vertaal is nie 'n kerkgebou nie. Die teks kom sê nie vanmôre vir ons, daar was 'n kerkgebou gewees in Antiochië nie. Die woord gemeente daar, ekklesia, beteken kaleo. Dis die 2 Griekse woorde wat bymekaar gebring word wat sê uitgeroep, geroepenis. Dis die mense wat God deur sy gees geroep het uit die heidendom uit die Jodendom uit, en hulle saamgevoeg het in 'n samekoms in 'n liggaam, en hulle wat daar by mekaar is, glo nou in Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. En dis belangrik dat jy, as jy aan Basileia gemeente dink, dan weet ek, jy weet dit, maar ek stof dit vanmôre net weer af, is dat ons is 'n ekklesia. Basileia gemeente is nie 'n gebou nie. Hierdie is net 'n gebou waar die lede, die liggaam van Christus by mekaar kom. En is belangrik vir 'n kerk om effektief te wees, vir 'n kerk om deur die muur te breek, om 'n nuwe dimensie in te beweeg, moet ons van daardie basis af werk, dat ons is 'n ekklesia. Ons is uitgeroep, ons is geroep deur die Here, en ons is saamgevoeg. Hoekom? Nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons uit ons eie uit so goed is nie, maar omdat ons gereageer het deur die Gees op die verlossingsboodskap van Jesus. 'n Ekklesia is mense. En daarom is jy Basileia nie 'n gebou nie, maar is jy 'n mens. En is ons mense wat by mekaar saamkom. Belangrik, daar's profete en leraars in hierdie gemeente. Het julle dit raak gelees? In hierdie vroeë gemeente hier in Antiochië is daar profete en leraars. Nou profete en leraars is wat? Dis die spesifieke gawes wat die Here gee. Daar's 5 groot gawes: profete, apostels, leraars, herders. En dan is daar ook spesifieke ander gawes wat die Here gee. Die Bybel herinner ons sommer net hier in die begin aan 2.
En hierdie twee profete en leraars kom sê vanmôre vir my en vir jou dat hierdie gemeente het aan die werking van die Heilige Gees geglo en ruimte gelaat daarvoor en dit was 'n werklikheid in daardie gemeente. So wat is nodig vir 'n gemeente om bruikbaar te wees in God se hand? Ons moet eerstens besef dat ons 'n eklesia is, dat ons 'n saamgegroepeerde groep mense is wat God geroep het, saamgeroep het. En dan moet dit 'n ruimte wees, mense wees wat glo in die werking van die Heilige Gees. En ek weet nie waar jy is op die kalender of op die lyn nie, daar's verskillende sienings, daar's party mense wat sê dat die gawes van die Gees het opgehou funksioneer na die laaste apostel tot sterwe gekom het. En dis nie die waarheid nie. As jy die Bybel mooi gaan lees en jy lees Paulus se briewe, dan is hierdie gawes van die Gees vandag nog net so relevant soos wat dit hier in die gemeente in Antiochië was. En is belangrik geweest, luister mooi, as jy verder lees, dan sal jy duidelik sien dat 'n gemeente wat effektief vir God wil wees, wat God wil vertrou met die goeie nuus, moet ruimte laat, moet glo in die bestaan en die werking van die Heilige Gees. Want sonder die bestaan en die werking van die Heilige Gees is ons maar net 'n klomp mense. Nou noem hy 'n paar name in hierdie gemeente. En die eerste ene is Barnabas. En Barnabas is 'n bekende. Barnabas het ons al 'n bietjie voorheen in Handelinge ontdek. Barnabas beteken die seun van bemoediging. Dit was daardie ou wat 'n spesifieke gawe gehad het om mense te bemoedig. As jy met daai ou te doen gekry het, dan het jy geweet, man, iemand het jou in die oë gekyk en jy's gediens. Ken jy sulke mense? Jy ken mos mense wat die lewe uit jou uitdreineer, né? Jy vermy daai ou, as jy in die mall loop en jy's daarso by Clicks en jy sien daai ou is deur aan die ander kant by Edgars, dan draai om en gaan jy huis toe. Jy wil net nie saam met daai ou nie, maar dan is daar sekere mense, né? As jy met daai ou te doen gekry het, ons charismatiese broers en susters sê, dan is jy gestig, jy's gediens, jy's bemoedig. Ken jy sulke mense wat jou in die moeilikste tyd van jou lewe vir jou 'n woord kan gee, daar kan wees en sommer net vir jou hoop en krag kan gee? Dis die Barnabas hierdie. Barnabas, bekende ou hier in die gemeente. Dan Simeon, wat ook Niger genoem is. Niger is eintlik sy bynaam. In Grieks beteken Niger eintlik donker van kleur. So waarskynlik sou dit iemand wees wat dalk uit die noordelike gedeelte van Afrika gekom het. En dan lees hy ou 'n bietjie verder, baie interessant, Lucius van Cyrene, dis ook 'n ou wat hier uit die Midde-Ooste rondkom, en dan Manaen, luister mooi wat staan hierso. Hy het saam met Herodes Antipas, Herodes wat Johannes die Doper laat doodmaak het, groot geword het. Hy was waarskynlik 'n pleegkind gewees in daai huis. Hy het saam met hierdie Herodes groot geword. En dan sien 'n mens sommer net, wat is die waarde en die krag van keuses, né? Herodes Antipas kies op die einde van die dag en maak 'n paar besluite, en hy word op die einde van die dag die teenstander van Jesus en van die Christene. En hierdie ou, hierdie Manaen, maak 'n keuse, al het hy saam met Herodes groot geword, iewester om sy hand in die Here se hand te sit, want hier word hy beskryf as een van die leiers van hierdie gemeente in Antiochië. En dan op die einde van die dag, in die laaste sinnetjie, Saulus, die Saulus wat ek en jy goed ken. So wat sê dit vir ons van hierdie eerste gemeente in Antiochië? Hierdie eerste gemeente in Antiochië was 'n gemeente wat besef het dat hulle mense is, uitgeroepenes is, deur God geroep is, saamgevoeg is. Hulle het plek en ruimte gelaat vir die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees, die bestaan van die Heilige Gees. Hulle was 'n verskeidenheid van mense gewees. Hulle het besef dat God kies wie hy wil gebruik, en dat God besluit wanneer ek en jy vir hom diensbaar is of nie. En so saam, as jy gaan kyk op die einde van die dag en jy lees wat Paulus oor homself skryf en Saulus, dan sê hy die laaste een van almal, die een wat dit die minste verdien, die moordenaar van die Christene, hy is ook hier in hierdie gemeente. So Basileia gemeente, is belangrik om sommer net dit vanmôre te hoor. Vir 'n gemeente om deur God vertrou te word met die goeie nuus, om deur 'n muur in hierdie wêreld te beweeg, om 'n verskil te maak, moet hierdie belangrike waarhede ook in ons lewens waar wees.
Dit moet ook in hierdie gemeente gebeur en daarom is jy vir ons kosbaar. En daarom as jy nie hier is nie, dan mis ons jou. As jy nie jou gawe wat die Gees van die Here vir jou gee en jou wil gebruik, beoefen nie, dan ly die liggaam. En ek wil sommer vanmôre vir jou sê, maak nie saak wie jy is, hoe jy lyk en wat jy maak nie. Ons is almal, as die Here ons wil gebruik, goed genoeg vir hom. En dan sien ons hierdie teksgedeelte, hulle het op 'n keer, was hulle besig gewees om saam die Here te dien. 'n Gemeente wat beweeg van 'n veilige vesting, van 'n veilige hawe na 'n lanseerplatform van die goeie nuus van Jesus, is 'n gemeente wat as hulle bymekaar kom, die Here dien. Nou daai woord staan daar. Dis nie 'n verkeerde woord nie. Dis dalk vir jou snaaks, né? Ons is gewoond daaraan, ons dien mekaar. Ons bedien mekaar en dit val goed op jou oor. En as jy hierdie teks vanmôre lees, dan sien 'n mens hierdie vroeë Christene hier in Antiochië, die gemeente wat die Here vertrou het om 'n deurbraak te maak in die heidense wêreld, was 'n gemeente wat hom gedien het. Wat hom bedien het. Liturgia, dis die woord wat daar staan. Dis die Griekse woord wat ons gebruik vir liturgie. Dit is niks anderster as lofprysing en aanbidding nie. So hierdie was 'n gemeente gewees wat saamgekom het en die Here gedien het soos wat die profeet of die priester in die Ou Testament geoffer het en wierook op die altaar gegooi het. So sê die Nuwe Testament, is ek en jy priesters wat God dien. Daarom, as jy op 'n Sondagmôre hier is en jy sing en jy loof die Here en jy aanbid die Here, dan is ek en jy besig met 'n kernbelangrike waarheid. En dit is, jy's besig om God te dien. Soos die priester besig was om die Here te dien, so is jy besig om hom te dien. Ons gaan 'n bietjie vorentoe gesels oor lofprysing en aanbidding en wat dit is en wat dit nie is nie. Maar ek wil sommer net vanmôre vir jou sê, dit is wat gebeur het in 'n gemeente wat God vertrou het om 'n deurbraak te maak met die goeie nuus. En in ons gemeente is lofprysing en aanbidding nog altyd 'n kernwaarheid. En daarom is dit belangrik en daarom is dit nie net lekker sing nie, maar as ons op 'n Sondagmôre begin sing, dan gaan dit oor 'n stuk aanbidding. 'n Stuk lofprysing. Dit gaan nie oor jouself nie. En daarom gaan dit nie oor hoe jy voel nie. Daarom kan jy hoe kwaad wees of hartseer wees. Dit moenie bepaal op die einde van die dag of jy op 'n Sondagmôre sing of nie sing nie. Dit gaan nie oor of dit jou smaak is en of dit nie jou smaak is nie. Dit gaan oor diensbaarheid aan God. Wanneer ek sing en hom loof en prys, is ek besig om hom te dien en dis wat in die vroeë kerk gebeur het. Dit was die goed wat moes gebeur het. En as jy daar agterkom, dan kies ons die repertoire so, dat jy iewester in 'n paar weke ook jou favourite sal raak sing. Maar dit gaan nie in die eerste plek oor, dis vir my lekker, en ek sing vanmôre wat ek wil sing, en ek loof die Here en prys hom vanmôre soos wat ek wil nie. Dit gaan oor die loof en die prys en die dien van die Here. En hierdie gemeente het dit gedoen. Dit was 'n kernwaarde in daai gemeente. En hulle het gevas. En wat is vas? Vas is niks anders as om te sê, ek is bereid om my fisiese behoeftes een kant toe te skuif, minderwaardig te stel in vergelyking met my soeke na God. Daarom eet jy nie wanneer jy vas nie. Nie omdat jy op 'n dieet is nie, maar omdat jy sê, ek is bereid om honger te ly, want ek soek na God en God se stem. Ek is bereid om myself op te offer ter wille van God se stem. Ter wille van 'n ontmoeting met God. En dit is die atmosfeer van hierdie gemeente in Antiochië. En dan, as jy saam met my verder lees, dan sien jy hier gebeur daar 'n wonderlike ding. Terwyl hulle so met hierdie gemeentewees besig was, het die Heilige Gees vir hierdie gemeente gesê,
van 'n veilige hawe, van 'n veilige vesting na 'n lanseerplatform van my goeie nuus. Die Heilige Gees het met hulle gepraat. Hoe het hy met hulle gepraat? Die Bybel sê nie vir ons duidelik hoe hy dit gedoen het nie, maar waarskynlik, omdat Lukas begin met profete en leraars, was dit waarskynlik deur 'n gawe van die Gees. Iewers het iemand 'n woord van wysheid gehad, 'n profeet het opgestaan en iemand het gesê, die Here sê. En dis 'n gevaarlike ding vandag en daarom is dit belangrik dat ons ook hierna moet kyk vorentoe, want nie almal wat opstaan is 'n profeet nie. Ons gaan nou sien in hierdie teksgedeelte. Maar so deur hierdie gawe, deur die Gees, kom sê die Gees vir hierdie gemeente, sonder vir my, Barnabas en Saulus af, vir die werk wat ek vir hulle in gedagte het, waarvoor ek hulle geroep het. En hier gebeur die totale nuwe ontploffing in die kerk. Van 'n kerk wat vir hulle self omgegee het, wat 'n veilige vesting vir hulle self was, wat daar was vir mekaar, na 'n kerk toe wat sê, ons stuur. Ons gaan iemand stuur uit ons midde uit. En die Bybel sê, Barnabas en Saulus wil ek hê, moet julle vir my uitstuur. Ek dink nie gemeentes hoor die Here se stem of beleef die Heilige Gees as 'n werklikheid as ons maar net aangaan met ons sekulêre manier van leef nie. Iewester kom sê hierdie gemeente in Antiochië, vir 'n gemeente om van 'n veilige plek na 'n lanseerplatform te beweeg, moet ons erns maak ook met dit wat vir God belangrik is. En dan kom die Heilige Gees en dan praat hy met hulle en dan is hulle gehoorsaam. Hulle toets dit. Nadat die gemeente gevas en gebid het, het hulle hierdie twee ouens die hande opgelê en het hulle uitgestuur. So wat beteken die hande oplê? Dis nie een of ander magiese, bonatuurlike ding wat nou gebeur nie. Die gemeente het eintlik daardeur gesê, die Heilige Gees het met ons gepraat, ons het dit gehoor, ons het dit getoets, ons het daaroor gevas en gebid, en ons is oortuig daarvan dat die Gees se stem is wat julle stuur en roep, en ons sit ons hande op julle, en daarmee sê ons stem saam, ons stuur julle nou namens ons uit. En dan as jy verder lees in vers 4, dan sien 'n mens eintlik, so is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Die vorige vers sê, die gemeente het hulle laat gaan, maar eintlik het hulle dit in terme van die Heilige Gees gedoen. Hulle was so in kontak en so gehoorsaam en so seker dat dit die Heilige Gees is wat met hulle praat, dat dit die Heilige Gees was wat eintlik hierdie twee mense uitgestuur het. En ek wil sommer Basileia vanmôre vir my, vir jou, daarin herinner, dat wanneer ons besig is met die dinge van die Here, met eklesia wees, met kerk wees, dan is daar goed wat ek en jy nie moet vergeet nie. Daar sekere goeders wat anderster moet gebeur, as sommer maar net die wêreld daar buite. Niemand van ons word van self fiks nie. Niemand van ons word van self maar nie. Niemand van ons kry van self ewe skielik alles reg nie. Ons moet iets doen. Nie om te verdien nie, maar omdat dit 'n beginsel is. En uit hierdie gemeente uit en vanuit hierdie atmosfeer uit, stuur die Here die eerste twee sendelinge, die heidense wêreld in. En as ons nou in vers 4 lees, dan tref ek en jy hier in Handelinge 13 die begin van die evangeliese verspreiding na die nie-Jode, na die heidene. En as jy gaan lees dwars deur Handelinge tot en met Handelinge 28, is daar 3 groot sendingreise. 3 groot sendingreise waarmee Paulus besig was. En hierdie sendingreise was die reise waarop hy gegaan het, met sy voete, met die skip, met 'n donkie of 'n perd dalk, om hierdie goeie nuus te gaan verkondig. Raak julle nie vanmôre opgewonde om te dink dat hierdie gemeente in Antiochië daar in Sirië, wat op 'n stadium maar net vir hulle self gesorg het en vir hulle self omgegee het en vir mekaar geestelik daar was, word die lanseerplatform vir die evangelie van Jesus die wêreld in.
As dit nie was vir Barnabas en Saulus en hierdie gemeente in Antiochië en hierdie uitstuur van daai twee mense nie, het ek en jy vandag nie die goeie nuus gehad nie. Ons is nie Jode nie, wie van julle is Jode? Wie van julle is 'n Jood van nasionaliteit? Niemand nie. So weet julle wie's ons? Ons is die heidene. Ons is die heidene, ons is die nie-Jode. Dis ons na wie Paulus en Barnabas hier uitgereik het, na wie die Heilige Gees hulle gestuur het. Gaan vertel nou vir hierdie wêreld van my goeie nuus, van my evangelie. En dan begin hierdie twee ouens hier, en dan vertel hierdie paar verse tot en met vers 12 vir ons van 'n gedeelte van sy sendingreis. En ek gaan vandag so 'n klein stukkie daarby stil staan, en volgende week gaan Karin aan, en so gaan ons by die sendingreise aansluit. Ek het vir jou hierdie prentjie hier opgesit, want ek weet nie of jy dit al ooit dalk visueel bekyk het nie. As ons nou vanmôre hier lees, dan sien ons nadat hulle in hierdie atmosfeer, in hierdie gemeenskap van gelowiges, Ekklesia, die stem van die Gees gehoor het, gehoorsaam gereageer het daarop, en hierdie ouens uitgestuur het Paulus en Barnabas en Saulus, het hulle met hulle reis begin. Daar van Antiochië af, so jy moet nou die pyltjie vat van die onderste streepie. Miskien moet ek jou net vandag op die volgende kaart wys, dis baie klein, ek het nie 'n groter kaart gekry nie, maar dis die moderne kaart. So as jy nou hier onder kyk, daarso, dan is dit nou die golfie waaroor al die oorlog nou gaan, daar. Dis nou Hamas, daar is die moeilikheid. So as jy nou bietjie opbeweeg, dan kry jy daar rond kry jy vir Israel, en dan daarbo kry jy vir Sirië, maar daar wys hy vir jou, daarso, en dan van daar af, gaan Paulus nou afbeweeg, dis die eiland Cyprus, en dan gaan hy opbeweeg boontoe, na Laodicea, na Antiochië toe, die ander Antiochië in Pisidië toe. So, as jy nou vanmôre die groter kaartjie sien, dan lees jy saam met my, Paulus is hier van Antiochië af, is hy so 16 kilometer eers 'n bietjie binnelands toe, daarna Seleukië toe. Dis die hawestad. En as jy nou geroep word om iewers terheen te gaan, Barnabas, waar sou jy nou begin het saam met Paulus? Sê nou maar jy was gebore in Sirië, in die eiland, op die eiland Cyprus. Waarna toe sou jy waarskynlik eers wou gaan? Ek sou na my tuisdorp toe wou gaan. Ek sou na my tuisland toe wou gaan. En dis presies wat hier gebeur. Hulle beweeg van Antiochië, nadat hulle uitgestuur is, beweeg hulle na Seleukië toe. Dit is die hawestad daarso. En dan vaar hulle van daar af oor met 'n skip. En dan kom hulle daar op die eiland Cyprus, by die dorpie Salamis aan. Nou Salamis is aan die weste kant van daai eiland Cyprus. En as jy mooi verder gaan lees, dan sien jy Paulus en Barnabas doen 'n baie interessante ding. Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges begin verkondig. Sinagoges, meervoud. So daar moes 'n goeie Joodse gemeenskap gewees het op daai eiland. En wat het Paulus gedoen? Paulus is uitgestuur namens hierdie gemeente, saam met hom Barnabas. Hulle kom daar op die eiland, en wat doen hy? Hy gaan na die sinagoge toe, en in die sinagoge gaan sit hy, en die gebruik was so. As daar 'n vreemde ou in die sinagoge kom, dan die leier van die sinagoge kom vra, het jy vir ons iets om te sê? Wil jy graag iets met ons deel? Nou wat dink julle, het in Barnabas en in Paulus se hart geleef? Hulle is uitgestuur deur die Heilige Gees, hulle is op hierdie eerste sendingreis, hulle is gelanseer soos Artemis 2, iewers ter op pad heen met goeie nuus. Hulle kry 'n spreekbeurt. Waaroor dink jy gaan hulle praat? Oor die weer, oor rugby, oor sokker, oor die Commonwealth Games wat nou in die gang is. Nee, Karin gaan vir julle volgende week sê waaroor het hulle gepraat. Gaan lees vers 13, vers 16 en verder. Hy vertel vir hulle die hele geskiedenis wat hulle weet, van Abraham, van Josef, van Moses af, en dan die volgende oomblik sit hy vir Jesus en die kruis op die tafel, en hy vertel vir hulle van die evangelie en die goeie nuus. En dit is wat hy en Barnabas daar in die sinagoges met hulle gedeel het. Sinagoges, meer as een, so gaan hy en vertel hy van Jesus en van Jesus se kruisdood. Hulle het vir Johannes
saam met hulle gehad. Nou Johannes Markus is hierdie ouetjie. Jongerige ouetjie, bietjie nog nat agter die ore. Hy sou later op 'n stadium, as jy verder lees, gaan hy vir Paulus en Barnabas los, en dan op 'n later stadium kom hy terug, en hy is waarskynlik die ou wat die evangelie van Markus geskryf het, hierdie ouetjie. Hier saam met hulle. Maar so gaan hulle nou met hierdie goeie nuus, julle, uitgestuur namens Antiochië, gaan hulle op hierdie eiland. Wie is eintlik op daai eiland? Barnabas en Paulus? Nee, die Ekklesia Antiochië. Die hele gemeente Antiochië is eintlik besig om hierdie goeie nuus op die eiland Cyprus te verkondig, maar die hande en voete en bene was niemand anderster as Barnabas en Paulus nie. En so gaan hulle dwars deur daardie eiland en kom hulle tot aan die weste kant van die eiland daaronder by Paphos. En daar gaan ons stop vanmôre. Karin gaan julle verder oor die see vat volgende week, maar tot daar by Paphos. So vertel hulle hierdie evangelie van Jesus. Die gemeente Antiochië, wat eers maar net 'n gemeente was wat net vir hulle self omgegee het, 'n veilige hawe, is ewe skielik besig op 'n eiland in Cyprus om die evangelie van Jesus te verkondig. En dit is belangrik om dit te hoor vanmôre. Die gemeente Antiochië was in persoon van Paulus en Barnabas daar besig. En dan gebeur daar 'n interessante ding. Julle sal onthou waarmee het ek vanmôre begin. Ek het vanmôre gesê, wanneer die goeie nuus gelanseer word, is die bose koninkryk op hulle agtervoete. En is die bose koninkryk ook besig om te probeer verhinder en te probeer keer. Miskien het jy dit al in jou eie lewe beleef. Miskien het jy al met goeie voornemens, met opregte bedoelings, hierdie goeie nuus van Jesus met iemand wou deel en alles loop net verkeerd. Jy kan net nie by daai persoon uitkom nie, daar's goed in die pad. En so sien ons in die teks, is hulle daar besig, kom hulle in Paphos, vertel hulle hierdie goeie nuus van Jesus en dan ontmoet hulle 'n Joodse towenaar. 'n Joodse towenaar met die naam Bar Jesus. En hierdie woord towenaar wat hier staan in Grieks, dit beteken nie 'n kulkunstenaar soos Martino wat kaarte vat en jy kies enetjie en dan verblind hy jou oë nie. Hierdie was 'n sorcerer. Hierdie was ouens wat met sinkretisme besig was. Hierdie ou was 'n Jood gewees, maar hy was in hierdie wêreld, was hy so blootgestel aan verskillende gode en afgode, dat hy 'n mengel moes begin maak het van hierdie verskillende godsdienste. Hy het 'n stukkie uit die Joodse godsdienst gevat, en dan het hy 'n stukkie uit die Griekse godsdienst gevat, en van die afgode, en so het hy dit bymekaar gebring, totdat die Bybel vertel, dat hy op die einde van die dag eintlik 'n vals profeet was. Maar hierdie ou het mag gehad. In Handelinge 4 lees ons van Simeon, wat ook 'n towenaar was. Dieselfde woord word hier gebruik, 'n bose, 'n sorcerer, wat die mense beïndruk het met mag, met goed wat hulle kon doen as gevolg van die krag van die bose wêreld. En hier terwyl Paulus en Barnabas besig is om hierdie evangelie van Jesus te verkondig, kruis hulle die pad met hierdie Bar Jesus. Bar seun Jesus. Glad nie familie van Jesus Christus nie. Jesus was 'n baie bekende naam in daai tyd gewees. Bar Jesus, seun van Jesus, dis wat sy naam beteken. Woordspeling, jy sal nou hoor as ons by die volgende vers kom, hoe hierdie woorde eintlik deur Paulus gebruik word. Bar Jesus, hy is saam met Sergius Paulus, 'n goewerneur, 'n bevelvoerder van die Romeinse ryk, en Cyprus, daai eiland, is eintlik onder sy mag. En hy is 'n invloedryke, intelligente, slim mens, wat die regeringswerk op daai eiland behartig. En hierdie Bar Jesus is saam met hom. Hierdie goewerneur, luister mooi, is geïnteresseerd in wat Barnabas en wat Saulus vertel. Hy hoor dit, en hy vra vir hulle om asseblief met hulle, of met hom meer daaroor te deel. Hy is toeganklik. Wanneer die evangelie verkondig word, wanneer 'n gemeente iewester besig is om die goeie nuus te verkondig, dan is daar altyd mense wat ontvanklik is daarvoor, en jy moet jou ore spits daarvoor. Nie almal is nie.
Nie almal is altyd ewe gereed nie. Maar hierdie Sergius Paulus is deur die Gees van die Here voorberei en hy's gereed en hy wil hoor wat Barnabas en Saulus van hierdie Jesus vertel. Elimas, die bynaam van Bar Jesus, hierdie towenaar, is op 'n missie en hy wil graag alles doen om te keer dat hierdie goewerneur nie in Jesus glo nie. Kan julle hierdie mag hoor? Kan julle hierdie spanning hoor? Dis 'n realiteit waarmee ek en jy vandag in hierdie wêreld besig is. Wanneer die evangelie van Jesus gelanseer word en 'n gemeente of ek en jy wil dit met iemand deel, moet ek en jy teenkanting verwag. Ons moet hierdie Elimasse in ons lewens en die realiteit daarvan moet ons nie miskyk nie. Daar's 'n dimensie, daar's 'n werklikheid wat alles in hulle vermoë wil doen om te verhoed dat daai +1 van jou, waarvoor jy nou al 'n rukkie bid, iewester die evangelie van Jesus aanneem. En dit moet jou nie moedeloos maak nie, dis 'n realiteit, dis 'n feit. Dis 'n feit. Flip sit vanmôre hier, die sendelinge sal dit vir ons almal sê. As hulle iewester in 'n gemeenskap uitreik, is dit die teenkanting wat hulle kry. Daar's gedurig iets of iemand wat hulle wil teestaan om te verhinder dat mense in Jesus glo. En weet julle wat's hartseer? Dis baie keer nie net die heidense wêreld nie, dis baie keer die kerk homself wat in ons pad kom staan. Maar wat is die doel hier? Antiochië word 'n lanseerplatform. Paulus en Barnabas gaan vertel hierdie evangelie op die eiland Cyprus. Daar's iemand wat ontvanklik is daarvoor. En dan op die einde van die dag is die bose besig om te werk. En daarom is dit so belangrik as ons vanmôre aan die begin van die diens vir julle vinnig ons sendelinge se name wys. En ons gaan nou aan die einde van die diens 'n paar oomblikke tyd spandeer, sommer net aan gebed vir hulle, want elke dag van hulle lewe is hulle besig met hierdie werklikheid, waar die bose hierdie goeie nuus wil verhinder. En dan sien ons in vers 9, as hierdie goed so aan die gang is hierso, dan tref ons die eerste keer die woord Paulus aan. Ek het nou al 'n paar keer gesê Paulus, maar eintlik moes ek nog sê Saulus. Maar ons ken hom as Paulus. Hierso in vers 9 staan daar, maar Paulus het hierdie Elimas sterk aangekyk en hom aangespreek, vol van die Heilige Gees. Belangrik om dit te lees. Hierdie gemeente het ruimte geskep vir die Heilige Gees. Hulle was oop vir die Heilige Gees se leiding. Hulle het die Heilige Gees gehoor, hulle het sy stem getoets, hulle het met sy krag opgetree en met sy Gees hierdie ouens uitgestuur. En wanneer hierdie Paulus gekonfronteer word met hierdie bose werklikheid, tree hy op, nie uit homself nie, maar met die krag van die Gees. Vol van die Gees. Wat is Saulus en Paulus? Is dit twee name? Nee, dis dieselfde naam. Sy ma en pa in sy Joodse huisie het vir hom geroep, Saulus, kom eet. Dit was sy Joodse naam. Maar omdat sy pa Romeinse burger was en hy 'n Romeinse burgerskap gehad het, het hy ook die naam Paulus gehad. Dit was sy Romeinse naam. Dit was sy nie-Joodse naam. Soos hy tussen sy maatjies gejol het hulle hom gePaulus en sy ma hom geroep het hulle hom geSaulus. En hier, omdat hy hier in hierdie heidense wêreld in beweeg, gebruik hy sy naam Paulus in die vervolg, omdat dit makliker afgaan in 'n nie-Joodse gemeenskap nie. Vol van die Heilige Gees. Wanneer ons met hierdie teenkanting van die bose wêreld te doen kry, julle, kan ons nie uit ons eie krag en ons eie mag en ons eie menswees weerstand bied nie. Paulus is vol van die Heilige Gees en met die krag van die Heilige Gees kyk hy vir Elimas in die oë en sê hy vir hom, jou duiwelskind. Weet nie wanneer laas het jy dit gehoor nie. Ek dink as iemand dit vir jou sê, dan is dit 'n slegte ding om te hoor. Hy spreek hom aan, hy het hom skerp aangekyk met hierdie krag van die Gees. Onthou, hy's 'n kind van die Here. Wanneer kry jy die Heilige Gees? By jou wedergeboorte. Dis die Heilige Gees wat jou wederbaar, wat jou 'n nuwe mens maak. Daarom is hy in jou. Maar jy word by geleentheid, by herhaling, word jy vervul met die krag van die Heilige Gees. Wat beteken dit? Here, ek sit my 100% onder u beheer. Beheer my. My krag is nie my krag nie, ek is in u hand.
En dit gebeur herhaaldelik in 'n dag, in 'n jaar, in 'n week, vol van die krag van die Heilige Gees. Weerstaan Paulus en staan hy hierdie Elimas te. En dan sê hy vir hom, jy moet nou ophou om in die pad te staan van wat die Here wil doen. Basileia gemeente, ons het 'n wêreldsending projek al vir meer as 20 jaar. Ons het 9 sendelinge wat ons namens hierdie gemeente die wêreld instuur. Wanneer 'n mens so lank al besig is met sending, dan raak 'n mens maklik gewoond daaraan. En dan beland 'n mens maklik in die stryk deur te sê, dis Dion se werkgroep en die paar ouens wat daar is, se werk om hierdie visie en hierdie bediening in stand te hou en vir hierdie sendelinge om te gee en vir hulle te bid. Dit is 'n eng siening van wat in Antiochië gebeur het. Antiochië het vir Saulus en Paulus en Barnabas het hulle gesien as eintlik hulle self. Dit was nie net 'n paar mense wat daarna moes omsien nie. Die gemeente toe hulle bymekaar was, het dit gedoen. Die gemeente het hulle die hande opgelê. So daarom kan ons nie hierdie belangrike werk van goeie nuus verkondig vir Dion en sy werkgroepie gee en sê, dis julle babietjie nie. Dis Basileia gemeente se baba hierdie. Dis God se plan. Ons het 9 sendelinge wat ons deur die Gees se leiding aanvaar het en uitgestuur het, en is ons verantwoordelikheid om nou vir hulle in te tree en om te gee wanneer hulle gekonfronteer word met hierdie werklikheid van die Elimas, van die bose wêreld, van mense, van dinge wat in die pad staan van hierdie goeie nuus van Jesus. En dan spreek hy hom aan, hy sê vir hom hierdie dinge, en hy sê vir hom, jy sal blind word, en jy sal die son nie sien nie. En onmiddellik het hy blind geword, en hy moes rondtas na iemand om hom in die hand te lei. Klink dit vir julle bekend? Met wie dit ook gebeur? Stof 'n bietjie af. Paulus op die Damaskuspad, presies dieselfde ding het met hom gebeur. Presies dieselfde ding. Weet julle wat? Paulus was inderwaarheid eintlik voor sy wedergeboorte hierdie Elimas, wat in die pad gestaan het van wat Jesus wou doen. Dit was hy wat mense verhinder het. Hy was 'n deurtrapte skelmbedrieër gewees. Hy was die vyand van wat reg was in die oë van Jesus. Dis hy, Paulus, wat mense gekeer het om by die Here uit te kom. En hy het blind geword, kan julle onthou? En in sy blindheid, was dit 'n simbool van, jy's geestelik blind, Paulus, jy sien nie Jesus in die evangelie raak nie. Nou sal ek jou fisies blind maak, sodat jy in hierdie donker toestand van jou lewe tot nuwe insig kan kom. En dis presies wat hy hier vir Elimas sê. Jy's geestelik blind, Elimas. Jy's in diens van die bose koninkryk. Jy verhinder wat die Here wil doen. Jy keer dat Sergius Paulus by Jesus kan uitkom. Jy's geestelik blind en daarom sal jy blind word en in jou blindheid sal jy agterkom waaroor dit regtig gaan. Paulus moes iemand kry om hom in die hand te vat toe hy daar van die grond af opstaan. Hy het rondgetas en iemand het hom in die hand gelei. En so gebeur dieselfde met Elimas. En dan luister julle hier in die einde, as hy hierdie gouverneur hoor wat hier aangaan, en hy sien wat hier gebeur, weet julle wat, dan kom hy tot geloof. En daai geloof beteken nie ek glo dat daar 'n God is nie. Dit doen die duiwel ook. Jakobus sê die duiwel glo in God en hy sidder. Die demone glo dit ook. Maar hierdie glo wat hier met Sergius Paulus gebeur het was, ek het my hand in Jesus se hand gesit. Ek vertrou hierdie Jesus vir my verlossing, vir my ewige lewe. Dis meer as net ek sê ek glo in jou en jy bestaan. Maar hoekom het dit gebeur? Julle dink net vir 'n oomblik en ek wil afsluit hiermee. Dink sommer net in 'n oomblik, as jy na Paulus gestaan en kyk en geluister het, en jy sien met watter toewyding hy bereid is om hierdie evangelie te kom vertel en te kom deel. En jy kyk met watter erns is Paulus hier besig, as hy vir Elimas so aanspreek, dan gebeur daar iets in Sergius Paulus se binnekant. Wanneer hy die erns en die opgewondenheid van Paulus oor hierdie goeie nuus sien, maak dit sy hart binnekant warm
en gee hy die tree om sy lewe vir Jesus te gee. Basileia, hoe bring ons hierdie goed vanmôre aarde toe? Ons bring dit aarde toe deur te sê, daar's ons 9 ouens, wat ons glo, vir langer as 20 jaar al, nie almal van hulle dieselfde tyd nie, deur die Gees, terwyl ons gesoek het en terwyl ons gebid het, op ons pad gebring is, waaroor ons vrede het en rustigheid het, wat ons die hande opgelê het en wat ons uitgestuur het. En daai ouens is nie 9 ouens wat iewers in hierdie wêreld besig is met die goeie nuus nie. Basileia gemeente het ook 'n gemeente geword van 'n lekker omgee plek vir mekaar en vir mekaar daar wees na 'n lanseerplatform die wêreld in. En Rodney Seal is besig om aan die Kaapse vlaktes onder die bendelede te werk. Rodney Seal se dogter is so 'n paar maande terug oorlede. As jy iets het om te doen of niks het om te doen, nie, bid asseblief. Daai mense kry swaar. Dis 'n traumatiese ervaring waardeur hulle gegaan het. Maar hy werk daar onder die ouens in die Kaap. Flip sit vanmôre hier in die kerk. Flip, lekker om jou te sien. Hy's in lewende lywe vanmôre hierso. Maar wanneer ons vir Flip na YWAM te stuur, of Flip is besig met YWAM, is dit nie Flip wat alleen daar besig is nie, dis jy en ek. Hy is net ons hande en voete en fisiese mens daar, maar wat 'n voorreg is dit nie, om op die Kaapse vlakte betrokke te kan wees, saam met Rodney. En wanneer Flip besig is om opleiding te doen in Suid-Afrika en oor die wêreld, mense te help, hulle lanseer om hierdie goeie nuus te gaan verkondig, is ons daar. Is ons daar. Jy moet vanmôre die besluit neem om te sê, dis nie meer 9 mense nie, dis ek. Ek is deel daarvan, en wat 'n voorreg is dit nie, om vanmôre dit te kan afstof en te kan sê, Basileia gemeente, een van ons hartkamers is mense wat nog nie vir Jesus ken nie. As ons vir Theo en Mignon daarso in die Bo-Kaap ondersteun, dan stuur ons hulle, dan's jy en ek daar tussen die maleiers van ons geliefde Kaapstad besig om hierdie goeie nuus van Jesus te verkondig. Jy's nie fisies daar nie, maar jou omgee, jou bid, jou positief wees, jou ondersteuning van daardie sendelinge van ons, maak dit moontlik. Andries en Sonet Swarts is in Mosambiek. Hulle doen in Mosambiek dit wat ek en jy nie met ons eie menswees daar kan doen nie. Maar Basileia gemeente is nie maar net meer 'n gemeenskapie wat vir onsself goed is en vir onsself omgee nie. Ons het 'n lanseerplatform geword wat die evangelie, die goeie nuus van Jesus tot in Mosambiek verkondig. Oswaldo is 'n bietjie af onder toe, hier na Maputo se kant toe, hier in die onderkant van Mosambiek is hy besig. Willem Nel is in Egipte besig. Hy kyk nie piramides nie, hy is nie daar besig om rond te loop en te kyk hoe lyk die ou Koptiese kerk nie. Via Willem is jy en ek besig om die goeie nuus van Jesus in Egipte te verkondig en te versprei. Johan en Rita Bloemhof is in Frankryk besig, waar ons voorouers vandaan kom, die Franse hugenote, wat nou so sekulêr is dat daai wêreld goddeloos is Basileia gemeente besig met die goeie nuus. Maak dit jou opgewonde vanmôre. Ek hoop dat jy vanmôre iewester gaan sê, maar dis nie net 9 mense nie, ek is deel daarvan. Ons is deel daarvan, ons maak 'n verskil. Anil Yusuf is in Pakistan besig. Om in Pakistan vandag 'n kind van die Here te wees is nie die maklikste ding nie. Dit is makliker om 'n 100-tal te kry in 'n cricketwedstryd as om 'n Christen te wees in Pakistan. Maar weet jy, was jy al ooit in Pakistan? Gaan ek en jy ooit in ons lewe in Pakistan kom? Nee, dalk nie. Maar jy's daar, hoe? Via Saulus, Paulus, Barnabas, Anil. Paresh is in Indië besig. Paresh is in Indië besig. Ek het nou dag weer foto's gesien waar hulle Christene geword het, doop in 'n rivier. So is ek en jy besig om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. So ek wil vanmôre sommer net jou herinner, Basileia gemeente, vir meer as 20 jaar, is ons al besig, soos die gemeente in Antiochië, om mense te stuur, om mense te ondersteun, om daar te wees vir hulle,
om 'n verskil te maak. Basileia gemeente is 'n lanseerplatform vir die goeie nuus. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis ook nie net jy nie, want nommer 10 is ek en jy. Dis nie net jy en ek wat vir hierdie 9 ouens iewers ter bid en omgee en 'n geloofsoffer gee nie. Maar jy en ek is nommer 10 en 11 en 12 en 13, want weet jy wat? Basileia gemeente is nie net 'n veilige hawe nie. Dis 'n lanseerplatform en in daardie Artemis 2 is jy met die goeie nuus van Jesus en lanseer ons as gemeente jou in hierdie wêreld in na waar jy werk en waar jy speel en waar jy skool gaan en waar jy leef. En my gebed vanmôre is dat jy met hierdie selfde passie en met hierdie selfde ywer, soos 'n Saulus en 'n Barnabas en 'n Paulus en 'n Rodney en 'n Flip en 'n Theo en 'n Andries ensovoorts, hierdie goeie nuus met 'n wêreld daar buite gaan deel. So daarom as ons vir julle 'n videoetjie wys in die begin van 'n diens, dan is dit nie net sommer om te sê ons het 'n paar ouetjies nie. Dis Basileia gemeente, Ekklesia, ons gemeente wat in die wêreld besig is om 'n verskil te maak. En ons het jou nodig, ons het jou gebede nodig. Ons het jou ondersteuning nodig. Ek hoop dat as jy van nou af weer gaan bid in jou eie stilte tyd, dat jy hierdie name sal onthou en dat jy sal intree vir hulle. En dat jy die Here se seën oor hulle sal afbid. En dat jy vir die Here sal vra dat hulle moed sal hou. Dat hulle verhoudings mooi en goed sal verloop. Dat hulle eie uitdagings ook met die hand van die Here makliker gemaak sal word. As daar teenkanting is, dat hulle sal aanhou. Basileia, ek wil afsluit vanmôre en ek wil vir jou sê, moenie moedeloos raak as jy te doen kry met 'n wêreld wat mense wil verhinder om by Jesus uit te kom nie. Dis 'n gegewe. Maar aan julle sal ek julle my Heilige Gees gee. Hoekom? Sodat julle krag sal hê om wat te wees? Om my getuie te wees. Om my getuie te wees. Daar waar jy kom en daar waar jy gaan. So ek wil vanmôre afsluit en ek wil hê ons moet ons oë sommer net so toemaak. En dan wil ek jou vra om net so daar waar jy sit, so in jou gedagtes, vir een van daai persone as enig iemand se naam in jou gedagtes opkom, om sommer net daar waar jy sit, spesifiek nou, vir 'n paar sekondes, vir daai persoon te bid. Vir daai sendelinge wat uit Basileia gemeente uitgelanseer is, die wêreld in, en vir die bediening waarmee hulle nou besig is. Flip, sit hier in die kerk, Flip, ons bid sommer vir jou vanmôre, in die naam van Jesus. Here, dat U vir Flip, daar waar hy ook besig is, en waar daar soveel mense deur sy hande gaan, wat opgelei word, om hierdie goeie nuus met die wêreld te deel, bid ek vandag, Here, dat U met Flip sal wees, Here, dat U voor hom sal uitgaan, die uitdagings, die worstelings, die dinge waarmee hy besig is, Here, dat U hom sal toevou, dat U hom sal beskerm, dat U vir hom die krag sal gee, dat U vir hom die moed sal gee om aan te hou, en nie moedeloos te word nie. Here, dat U vir hom die deure sal oopmaak, dat U vir hom guns sal gee, daar waar hy moet guns hê binne U wil. En so bid ons vanmôre, Here, my hart gaan sommer uit na Rodney toe, en na Louise en hulle huis, wat so hartseer is, en so stikkend is, deur die verlies van hulle dogter. En ons bid, Heilige Gees, dat U vir hulle sal troos, dat U vir hulle krag sal gee, en dat daardie hartseer, Here, nie sy vreugde sal kom steel nie, dat dit nie sy roeping sal steel nie, en dat U voor hom sal uitgaan, en dat U vir hulle ook sal dra. En so bid ek vanmôre vir jou, elkeen van ons, Here, mag ons sensitief wees, mag ons nooit 'n Elimas in iemand anderster se pad wees nie. Here, help vir ons, dat ons so sal optree, dat ons nie in U pad sal staan, wanneer U met iemand besig is nie. Maar dat ons sensitief sal wees, dat ons sal hoor, bruikbaar sal wees, in U diens sal staan, om U goeie nuus met iemand anderster ook te kan deel. Dankie, Here, vir daai persone, wat ek nie eers ken nie, wat gehoorsaam was, wat die goeie nuus aangegee het, totdat dit by my uitgekom het. Dankie vir elke liewe mens, Here, wat in my lewe iewester die nuus aangegee het vir iemand anderster.
En so dank ons dit vir elke een wat in ons lewens betrokke was, wat ons gehelp het om iewester by U uit te kom. Heilige Gees, hier is ons vanmôre. Ons wil opnuut vir U kom sê, vul ons, gebruik ons, ook in U koninkryk. Mag Basileia gemeente, Here, bekend staan as 'n gemeente wat nooit ophou lanseer nie, wat nooit ophou stuur nie, wat omgee, wat versorg, sodat U koninkryk kan uitbrei. Ek bid dit vir jou in Jesus se naam. Amen. Thank you.